Goeiedag dames en heren, Sylvester hier. Ek wil graag vandag praat rondom die volgende aspek. Effektiewe, as ons dit kan stel, klubbestuur. En vir al verskillende kodes. Kom ek vra julle iets. Wat wen vir ons meer wedstryde? 'n perfekte line-out of 'n bestuur wat sy lede vertrou. Die waarheid is, jy kan nie die een hê sonder die ander ene nie. 'n Span val uit mekaar as die skrim af nie die bal na die loskakel gee nie. 'n klub val uit mekaar as bestuur nie inligting na lede toe gee nie. Vandag praat ek nie oor persoonlikhede nie. Ek praat oor beginsels. Want 'n hemp sonder beginsels is net 'n lap. 'n klip sonder beginsels is net 'n braaiplek. Ons as verskillende klips, ons is meer as dit. Die tweede punt wat ek graag wil aanraak is onder andere bestuur met mandaat mag nie. Effektiewe bestuur begin by een woord en dit is mandaat. Kyk op die veld het die kaptein nie mag omdat hy hard skree nie. Hy het gesag omdat die span hom gekies het en die reëls om rigsteen. Dieselfde in die klubhuis. Geen voorsitter, geen sekretaris, geen bestuurslid het mag omdat hy 'n titel het nie. Jy het gesag omdat lede jou volgens die grondwet daai mandaat gegee het. Sodra ons daai mandaat ignoreer, word ons nie leiers nie. Ons word diktators. En diktators verloor altyd op die lang termyn. Broers en susters, die grondwet is nie 'n boek wat stof opvang in die klubhuis nie. Dit is 'n kontrak. Dit sê wie mag wat besluit. Wanneer moet 'n algemene ledevergadering besluit? Wie teken checks? Wie mag wie toegang weier? Respek vir daai boek. Respek vir elke man in hierdie of in daardie saal vertrek. Want môre kan dit jy wees wat buite staan sonder verduideliking. So reël nommer 1 vir effektiewe bestuur. As die grondwet sê nee, dan is dit nee. Self al dink ons dit is vir die klub se beswil. Kortpaaie maak skewe paaie. Punt 3 is deursigtigheid bou vertroue, gebaseer op die line-out prinsip. Kom ek vat julle na die rugbyveld. Wat maak 'n goeie line-out? Die hoeker roep die sein. Die springer weet wanneer hy gaan spring. Die lifters weet presies wanneer om te lig. Hoekom weet dit? Omdat almal die plan ken. Nou dink aan 'n bestuur wat in 'n kamer vergader. Besluite neem en dan swyg. Lede hoor niks. Hulle sien net die uitslag. Dis soos 'n line-out waar net die hoeker die sein ken. Die res raai net. En ons weet wat gebeur as ons raai. Ons verloor die bal. Effektiewe bestuur is 'n deursigtige line-out. Notules moet uitgaan. Nie 20 bladsye nie. 'n halwe bladsy wat onder, en ek haal aan, ons het dit besluit om hierdie rede
Finansiële state moet verduidelik word. Nie net, ons het 10.000 rand in die bank nie. Hier is die geld in. Hier is die geld uit. Vertrouie en ander benodighede. As lede die plan ken, staan hulle in die lyn en lig saam. As hulle in die donker is, begin hulle vermoed. En vermoede maak meer skade as enige nederlaag. Jy hoef nie populêr te wees as bestuurslid nie, maar jy moet voorspelbaar wees. Deursigtigheid maak jou voorspelbaar. En voorspelbaarheid bou vertroue. Punt 4 is, konsekwentheid is gelyk aan geregtigheid. Weer op die vletjie prinsip. Skeieregters maak nie altyd reg nie, maar hulle moet altyd konsekwent wees. As jy vandag 'n hens gevlieg het by die 22 meter, dan vlieg jy ook by die 5 meter. As dit nie gebeur nie, verloor jy die hele span. Dieselfde met bestuur. Die vinnigste manier om 'n klub te verdeel is selektiewe reëls. Vandag kry die kaptein 'n waarskuwing vir laat kom. Môre kom die voorsitter of wie ook al se seun 30 minute laat en niks word gesê nie. Oormôre word 'n lid van 'n vergadering weggewys sonder 'n proses. Broers en susters, lede vergeet 'n telling vinnig, maar hulle vergeet nooit onregverdigheid nie. Dit brand. Dit verdeel kleedkamers. Dit maak dat ons nie meer opdaag vir training nie. Effektiewe bestuur beteken, die reël is die reël vir almal. Vir die nuweling wat sy eerste training bywoon en vir die man wat 20 jaar die trui gedraai het. Konsekwentheid beskerm ons teen 3 dinge: guns, politiek en verdeling. Sonder konsekwentheid is daar nie 'n klub nie. Daar's net klikkies. Die klub is groter as ons. Bou vir die hemp. Hierdie hemp wat ons dra, by jou onderskeie klubs. Hy was hier voor enige een van ons. Hy sal hier wees lang nadat ons laaste wedstryde gespeel het. Ons is net die tydelike bewaarders. Bestuur is vir 'n termyn. Die klub is vir geslagte. So elke besluit wat ons neem, moet een toets deurstaan. As my seun oor 15 jaar hierdie klub oorvat, sal hy trots wees op hierdie besluit. As ons net vir vandag bestuur, net om die probleem weg te druk, net om die mense kwaad te maak nie, dan verloor ons môre. Effektiewe bestuur beteken, ons bou die klub sterker as wat ons dit gekry het. Ons los die finansies beter. Ons los die fasiliteite beter. Ons los die kultuur beter. Ons los die respek vir die grondwet beter. Wat wanneer ons nie meer hier is nie, moet die hemp steeds staan, sterker en trots. Praktiese stappe vorentoe. Praat is goedkoop. Broers en susters, kom ons maak dit prakties. Van volgende maand af of die dae wat kom, stel ek die volgende voor. Kommunikeer na elke vergadering. 5 reëls. Wat is besluit? Hoekom? Wat beteken dit vir die lede? WhatsApp groeps is genoeg, maar asseblief
geen geheime nie. Tweede een is, raadpleeg die grondwet. Eerste, voor ons besluit vra, wat sê die boek, verwysend na die grondwet. As dit sê algemene vergadering, as dit sê ledevergadering, dan wag ons. Asseblief geen kortpaaie nie. Kortpaaie word doodloopstrate. Respekteer proses altyd. Elke lid het reg op 'n verhoor, op 'n verduideliking, op waardigheid. Selfs al verskil ons, selfs al as word ons kwaad, prosesse beskerm almal. Niet wat nie saak maak nie. Nie net op punte op die bord nie. Niet hoeveel lede het notules gekry, gelees. Hoeveel lede het agendas gekry. Hoeveel vrae het ons geantwoord. 'n klip wat nie meet nie. Bestuur blind. Dan laastens 'n oproep tot eenheid. Broers en susters, in 1995 het Mandela vir die Springbokke gesê, en ek haal aan, een span, een land. Kom ons sê vandag, een klip, een grondwet, een toekoms. Ons gaan nie altyd saamstem nie. Ons gaan stry. Ons gaan verskil oor taktiek, oor geld, oor spelers. Dis gesond. Dit is rugby. Maar ons gaan nooit weer stry oor die reëls nie. Ons gaan nooit weer stry oor of respek belangrik is nie. Want as ons daar begin stry, het ons reeds verloor. So kom ons bestuur nie met vuiste en geheime nie. Kom ons bestuur met die grondwet in een hand, respek in die ander hand, en ons onderskeie klips in ons harte. Dan wen ons nie net Saterdag nie, dan wen ons elke dag. Dan bou ons nie net 'n span nie, ons bou nalatenskap. Dankie broers en susters. Kom ons maak ons onderskeie klips weer en ons roep hulle name uit soos wat ons dit ken. Ek dank u.